Dan sê baie welkom aan al die luisteraars. Ek is Pastor JP, saam met my is Pastor Dani. Pastor, hoe gaan dit met jou? Geseënd, Pastor, geseënd. Ja, ek dink na 'n naweek soos hierdie, Paasnaweek wat ons gevier het, geselebreit het, die herdenking van die kruis. Ons dink aan die kruis wat Jesus gedoen het. Dan kan jy nie na so 'n naweek nie dankbaar wees nie. Daar's nie 'n groter geskenk wat aan ons gegee is nie. So geseënd is dit. Ons is geseënd, ons is dankbaar. Jesus het vir ons gesterf en opgestaan. Beste geskenk wat ons kan ontvang. Wat anders het ek nodig? Die mensdom kan nie 'n beter geskenk gekry het as dit. Amen. Hierdie is natuurlik nog 'n episode, nog 'n podcast episode. Ek weet nie eens wat se nommer dit is nie, nommer 3, nommer 4, nommer 5. Daar tussen, daar's nog 'n paar. Iewers soos dit. Ons het 'n podcast, hy is op Spotify. En ek glo hy's nou op YouTube ook, wat ons yes, hy is. Ek het die advertensie gesien, ja. Ja, so julle wat nie Spotify het nie, julle het nie meer verskoning nie. Julle kan dit gaan luister op YouTube. As hulle nie Spotify het nie, gaan hulle nie hierdie hoor op Spotify, hulle gaan dit hoor op YouTube. Julle wat Spotify het en vriende het wat nie Spotify het, stuur hierdie sê vir hulle dat ons ook op YouTube is. En share sommer die YouTube link ook. Vir julle wat op YouTube is, gee ons 'n comment. Sê vir ons wat het vir julle uitgestaan in hierdie episode. Gee ons 'n like, 'n subscribe, al daai dinge. Ek moet dit sê, dit is iets wat al die YouTubers. Dit gaan oor die likes. Al die YouTubers sê dit. Dit gaan oor die likes. Dit gaan oor die likes. Gee ons 'n like. Gee ons 'n like. Pastor. Yes. Paasnaweek. Wat is Paasnaweek? Belangrike aspek van Paasnaweek is om 'n openbaring te hê. En as ek sê openbaring is ons kan die hasie en die eiers vier en ons kan die naweek vier en ons kan die vakansiedag geniet en ons kan vir mekaar sê dis die belangrikste naweek in die Christelike kalender, maar om 'n openbaring te hê van wat Jesus die Vrydag vir jou as persoon gedoen het en wat dit beteken en 'n openbaring te hê van die opstanding, wat dit beteken vir die mensdom en vir jou as persoon. Ek dink dis waaroor dit gaan. As ons sê dis die belangrikste naweek in die Christelike kalender, dan wonder ek soms of ek en dan ander Christene, of ons altyd regtig besef het, ons sê dis belangriker as Kersfees. Almal wag, ons kan nie wag vir Kersfees, en Kersfees moet kom, en dan gaan ons Jesus se verjaarsdag vier, en ek weet nie wat alles daarmee saam in dit nie, maar hierdie naweek kan nie gemis word nie. Jy moet dit deel hê as jou pakkie, deel hê as jou geloof, deel hê as jou geloofsoortuiging. So vir my, die grootheid daarvan is om te verstaan wat Jesus aan die kruis gedoen het, en wat die opstanding beteken het. En dan dink ek aan Matteus wat 3 keer herhaal dat Jesus het 3 keer gesê vir sy disippels, ons gaan Jerusalem toe en ek gaan sterf. En die gedagte rondom die sterf, ek dink ons gesels rondom die gedagte rondom Jesus begin by Vrydag, is toe Jesus dit die eerste keer sê en Petrus het hoor, toe wil Petrus Jesus stop. En ons het daai geskiedkundige gedeelte waar Jesus dan vir Petrus sê, get behind me, Satan. Kom agter my. Jy moet nie dit probeer stop nie, dit moet gebeur. En want niemand in die geskiedenis van die mensdom en tot vandag toe het al ooit gesterf en homself uit die dood uit opgewek. So dis 'n groot ding. Dis huge. Yes. Jy het dit nou genoem en dit was nou een van my vrae gewees. Ons weet dat daar mense, ek sê ons weet, ons glo dat daar mense, ons weet dat daar mense uit die dood uit opgestaan het. Wat is die verskil tussen, kom ons sê, 'n Lazarus wat uit die dood uit opstaan en Jesus wat uit die dood uit opstaan? Die woord wat jy gebruik is die opstaan woord, né? Jesus, en ons weet dit, en dis ook hierna toe verwys, is dat Jesus is die enigste persoon wat homself uit die dood uit kon vrymaak. En dis hoekom daar so stil Saterdag was. Niemand praat oor Saterdag hier, want ons weet nie regtig wat het Saterdag in voluit gebeur nie, behalwe dat hy afgedaal het na die hel toe, na die doderyk toe. Maar hy het homself losgemaak van die dood. Hy het self die dood oorwin en homself opgereis. He raised himself up. Waar Lazarus is deur die krag van Jesus uit die dood uit opgewek. Pastor, ek was bevoorreg genoeg om by 'n vrou se bed te staan waar sy dood was.
doodverklaar is, vir alle redes, sy's dood, en Jesus het daar uit die dood uit opgewek. Ons het vir haar gebid, Sure. en ek het die krag van God beleef, eerlik, daai stadium was ek nie lank wedergebore, lank gered nie. Ek het getwyfel terwyl ek vir haar gebid het. Die Heilige Gees vir my sê, bid vir haar, het ek gedink, okay, kom ons probeer dit en ons kyk. En die Here het haar aangeraak, daar voor ons oë het hy haar lewend gemaak. Maar dis uit die krag van Jesus uit. Dis die krag van Jesus wat die vermoë daar plaas om ander mense uit die dood uit op te rig. En dis wat dit is, jy weet, ander getuienis of ander stories wat ons hoor van mense wat uit die dood uit opgewek het, hulle self uit die dood uit, is daar elke keer bewyse ingekom dat dit was 'n hoax, dit was nie die waarheid nie, dis kulkunste, dis al hierdie goed in dit. Maar Jesus Christus is die enigste mens wat die vermoë gehad het om homself uit die dood uit op te wek. Maar ons is nou weer op die opstanding. Ons sal nou daar weer kom. Ek besef ek hardloop so 'n bietjie vorentoe. Maar jy kan nie die een hê sonder die ander nie. En ek dink dis die ding hoekom ou die twee die hele tyd so by mekaar praat doen. Maar op die kruisiging. Baie mense was gekruisig geweest. Ja. Wat het Jesus se kruisiging so spesiaal gemaak? Hoe is dit ek het al iemand het al die vraag gevra en die persoon was 'n ateïs en ek het al baie gedink oor hierdie vraag. Jy weet, okay, so die mensdom is verlore, ons het gesondig, ons is op pad na die hel toe, en Jesus kom en hy sterf. Een persoon sterf. Hoe kan een persoon wat sterf, die mensdom, as ek het so kan sê, red? Vir almal wat in hom glo. Hoe kan een persoon se afsterwing? Ja, ek dink 'n belangrike ding met dit is ou met die hele woord in konteks hou en die hele gedagte rondom hoekom moes iemand sterf? Wat sê die skrif rondom iemand wat moet sterf? En dit gaan terug na die begin van sonde toe. Die prys en die loon vir sonde is die dood. Ja. En al die pad terug na Adam en Eva toe hulle gesondig het die dood ingekom. Ek het al wense gehad en ja, jy's reg, hou moet so pas op om te veel rond te spring op hierdie tema, want dit is so breed. Maar ek het al mense gehad wat na my toe gekom het en gevra het en genoem het dat, maar hoekom het God dan nie Adam en Eva doodgemaak nie? Want hy het gesê, as hulle dit sou doen, dan sou hulle sterf. Maar hulle het, die dood het ingekom. Voor dit was daar nie dood nie, daarna het die dood ingekom, al het hulle ruk daarna gedood, maar dis gesterf, dis wat die sonde gedoen het. Ja. En daar was 'n loon, daar was 'n prys op elke persoon wat sonde doen, se kop, en dis die dood, en die ewige dood. En Jesus Christus reg deur die woord is aangehaal dat daar sou 'n prys kom betaal geword het en die perfekte lam sou kom sterf. En dis dan, as ons net vinnig daardeur beweeg, die Ou Testament verwys na die duwe en die offers wat moes gebring geword het, en dan sê die skrif, maar daai offers was net tydelik. En dit kon net vir 'n ruk lank die persoon reinig van sy huidige sonde, maar nie van sy toekomstige sonde nie, né? En daar moes 'n perfekte lam kom sterf het aan die kruis. Perfekte lam. Die Passover wat begin het by Egipte. Ek dink is belangrik dat ons daar 'n bietjie so toe gaan. As jy vra hoekom moes daar een prys betaal, een lam? Miskien jy dalk so 'n bietjie met ons deel rondom die Passover by Egipte. Wat het daai offer daar beteken? Ja, so die Passover by Egipte, die mense was obviously in slawerny gewees. In Egipte en Moses en die Farao het so 'n bietjie van 'n ek wil sê 'n rivalry gehad, 'n verskil gehad. Hulle het 'n bietjie koppe gestamp en jy's oor die mense en Moses wat vra dat die Farao die mense laat gaan, en die Farao het elke keer nee gesê en God het 'n plaag laat val. En die laaste plaag was die dood van die eerste gebore in elke huishouding. Yes. Dit is die plaag en ja, dit is die plaag. En die mense van Israel het dit vrygespring deur 'n lam te vat, en daar's 'n paar goeters wat hulle moes doen met die lammetjie en die vleis en goed, maar die groot ding van dit is hulle moes die bloed vat van die lam en op die deurposyne smeer, en die doodsengel sou dan verby daardie huis sou die doodsengel verbygegaan het, sodat hulle gespaar sou wees van hierdie plaag. So dit is waar die Paasfees vandaan, die Passover Festival kom nou vanaf. Daarna het God vir die mense van Israel
beveel om 'n fees te vier. Ja. Ook met suurdeeg en brode en al hierdie tipe van goed en dit, maar juist sodat hulle kan onthou dit wat God hulle van gespaar het daar. So die bloed het hulle gered. Die bloed het hulle gered. As ek reg onthou, dan verwys die woord daarna selfs die Jode, selfs Israeliete wat nie dit gedoen het nie, sou onder dieselfde vloek geval het. Jy dan iets so vinnig genoem en dit is die simboliek daarvan is God wou sy volk uit slawerny uithaal. En die enigste manier om hulle uit Egipte wat dan sonde verwys, bose wêreld, alles uit te kry, is deur die bloed van 'n lam. En dan, jy het my die vraag gevra, het ek het teruggegooi en jy het, maar dis wat dan my antwoord is die lam wat dan moes kom, wat dan die perfekte prys moes betaal, wat elkeen van ons dan dat ons deur sy moet smeer, is die lam van die bloed van Jesus Christus. Hy is die lam van God. Hy is die perfekte offer. En dit is my so mooi wat die woord sê dat hy vergewe nie net sondes nie, hy neem dit weg. Dis die verskil tussen daai lam van die Ou Testament en die lam Jesus Christus is toe hy sterf, die perfekte lam, geen blame, niks op hom nie. Toe vat hy nie net die sonde, heilige sonde en ons word daarvan vergewe nie. Hy kom neem die sonde weg. So, ek dink die ou lam, ons weet die Israeliete het hierdie een keer 'n jaar het hulle 'n groot offer gedoen, 'n sonde offer gedoen. Ek dink die verskil is, daai offer het die sonde toegemaak van die mense. Waar as wat jy sê nou, is die offer van Jesus het ons sonde kom wegvat. Jy weet, as jy jou huis skoonmaak en jy vee die vuil goed onder die mat in, maar jy sit die vuil goed is nog steeds daar. Dis dalk uit die oog uit vir jou gaste wat kom kuier, maar die vuil goed is nog steeds daar. Wat Jesus kom doen het, is hy dit heeltemal kom wegvat. En ek dink, dit is, jy weet, Jesus is ook nie net 'n man gewees nie. Jy weet, hy was 'n man gewees, maar hy was nie net 'n man gewees. Nommer 1, hy was sondeloos. Hy was die perfekte lam, jy het dit nou genoem. As mens was hy sondeloos, absoluut. Die tweede ding wat ons moet onthou is, hy was God gewees. Die natuur van God was in hom gewees. En ek dink dis ook ietsie om te besef is, dis nie net dat 'n man vir my gesterf het nie. Dit is dat God homself in my plek kom sit het en die loon wat ek moes betaal het hy kom betaal op homself geneem. So ek dink dit is die twee groot goed. Maar as ons nou praat van kruisiging en goed, ek het 'n quote gehoor van ek probeer nou dink aan die persoon se naam. Hy's 'n ateïs, maar hy's 'n geskiedkundige. En iemand het hom die vraag gevra, ek sal nou aan sy naam dink. Iemand het hom die vraag gevra, hoe weet ons Jesus het bestaan? Want dit is ook 'n vraag wat baie keer gevra word. En sy antwoord was, wel, ons weet hy was gekruisig gewees. So dis hoekom ons weet hy het bestaan. Dis een van die geskiedkundige feite wat niemand rarig oor kan strei nie, is die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het. Dit was sy antwoord. As jy sê geskiedkundig, dan beteken dit, daar is bewyse buite die Bybel. Buite die Bybel. Maar dis ook belangrik, en ek dink ons moet 'n bietjie daaroor praat. Sy primêre bron is die Bybel. Sy primêre bron is Paulus se briewe. Weer eens, hy sien dit nie as die woord van God nie. Hy sien dit nie as geïnspireerd nie. Hy sien dit nie as perfek nie. Inteendeel, jy weet, hy het baie sterk opinies wat ons nie oor gaan praat nie. Maar sy hele uitgangspunt is die Bybel is nog steeds 'n historiese dokument. Met ooggetuies van spesifieke events. Daar's wonderwerke en hy glo nie in die wonderwerke nie en goed, maar daar's nog steeds goed in wat ons kan leer van die geskiedenis van die tyd van Jesus uit die Bybel uit. Sy primêre bron is die Bybel, maar wat jy sê is waar, daar's ekstra hulle noem dit extra biblical bewyse ook van geskiedkundiges wat daai tyd geleef het, wat dit neergeskryf het en goed.
Maar die kruisdood van Jesus is soveel 'n feit van geskiedenis as, kom ons sê dat, jy weet, Abraham Lincoln was een van die presidente van Amerika. Ja, ek het nou dag hoor iemand praat en toe kom die vraag op, toe sê die persoon dat hulle glo nie in Jesus nie, want hulle het hom nog nooit gesien. En toe vra die prediker hom, okay, maar het jy Abraham Lincoln gesien? Hy sê, nee, hy sê, my glo in hom. Ja, hy sê, hoekom, want is opgeskryf. He said, but that's exactly why we believe as well. It's been written down. En natuurlik is daar verskil tussen ons en die ateïs daar buitekant, of die persoon wat nie in die woord glo nie is. Ons glo dat die hele woord is deur God ingegee. Ons glo dat dit is deur God geïnspireer en die Heilige Gees geïnspireer, is neergeskryf. Ons glo daarin met alles. Weet, as daar 'n gesprek opkom tussen was Noag, jy weet, het Noag regtig bestaan, of was Jona regtig in die vis se mond, jy weet, dan sê ek, wat sê die woord? Wat sê die woord vir my? En ek glo dit onberispelik. Dit is hoe dit is. Dis great as daar ekstra bewyse is. En in die geval van Jesus se kruisdood, wat ons sê vandag, is dat in die geval van die kruisdood en die opstanding, is daar wel ook geskiedkundige bewyse daarvan. Daar's die woord overwhelming. Bewyse daarvan. As ek stilstaan by die opstanding byvoorbeeld, daar's 'n geskiedkundige met die naam van Gary Habermas, Dr. Gary Habermas. Hy is die eerste persoon, hy het sy doktorsgraad, sy thesis, wat hy moes skryf. As jy 'n dokter raak, moet jy mos 'n thesis skryf. Ek weet nie presies hoe dit werk, maar jy moet 'n thesis skryf en goed, en hy het die opstanding gekies as 'n thesis in geskiedenis. Nee, dit is nie 'n teologiese graad wat hy het nie, hy het 'n graad in geskiedenis, en hy het die opstanding gekies. En die mense het hom ingeroep en gesê, hoor hierso, jy besef, jy kan dit doen, nommer 1, jy kan dit doen, maar jy besef, jy kan nie net sê, die Bybel sê so, in hierdie klas nie. Jy gaan moet wys, jy gaan moet die historiese kriteria gebruik en goed om dit te bewys. En hy het gesê, is reg. En hy het die thesis geskryf, en hy het sy doktorsgraad gekry, en die thesis het hulle naderhand in 'n ateïstiese historical journal gepublish, waarin hy dan nou die bewyse gee van hoekom Jesus uit die dood uit opgestaan het. Hy is nou nog besig met bewyse en goed, en verskillende feite en goed wat 'n mens kan gaan oplees, uit al boeke gepublish en goed. En maar wat hy basically sê met die opstanding is, daar is 6 of 7 verskillende feite rondom die opstanding, wat jy kan nie dit verduidelik sonder die opstanding. Die eerste feit waarvan hy praat daarso, en ons het nou daarvan gepraat, is die kruisdood van Jesus. Jesus het gesterf aan die kruis. Die volgende feit is, hulle het sy graf leeg gevind. Die graf was leeg gewees. Die volgende feit is, die disippels het een of ander experience gehad, wat hulle geglo het, is Jesus wat opgestaan het uit die dood uit. Die ander feit wat hy het is, Paulus. Paulus hy het geglo dat hy vir Jesus gesien het, nadat hy, en Paulus is belangrik, want Paulus was nie 'n volgeling van Jesus gewees nie. Hy was iemand wat die kerk... As jy dink aan Paulus, why risk everything? En vandag sou jy nog sê, maar dit het hom populêr gemaak, of wat ook al. Daai tyd was dit nie. Dit was nie die populêre ding om te doen nie. Meerderheid mense was Jode, wat soos hy geglo het, wat eintlik die Christene vervolg het. Hoekom daai keuse maak om radikaal tot bekering inkeer te kom en te erken dat Jesus Christus leef, as jy nie ten volle oortuig. Jy weet, jy sit jouself nou in die minderheid se voete, se skoene, en jy sit jouself in 'n plek waar jy alles gaan verloor, jou studies, jou bekendheid, jou populariteit, alles, jou familie, en dan ultimately gaan jy gaan betaal met jou lewe. Hoekom dit doen? As jy nie ten volle oortuig is. As jy nie ten volle oortuig is. En dit is die vraag, is ek maar,
het die disippels nie dalk net gejok daaroor. Jy weet, het hulle nie sy liggaam gesteel en gejok daaroor nie en goed. En dan sit presies wat jy sê, okay, maar nommer 1, Paulus het dit ook gesien. Okay, so dis nie net die disippels nie. Paulus noem dat daar 50 ander mense, ten minste 50 ander mense is wat ook ooggetuies was. Ja. Hy noem dat waarvan hulle is al oorlede, maar daar is nog steeds van hulle wat lewe. Ja. Met ander woorde, dit is asof hy sê, hoor, as jy my nie glo nie, gaan vra hulle. Ja. So dit is die een ding. En die ander ding is, meeste van die disippels het verskriklike ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê nie. Maar hulle het marteling deurgegaan en baie van hulle is doodgemaak op wrede maniere. Ek bedoel, jy weet die disipel wat onderste bo gekruisig is. Disippels wat gestenig is. En dan is die vraag, okay, maar sal hulle jok en bereid wees om dood te gaan vir iets wat hulle weet is 'n leuen? Want hulle het nooit teruggekom en gesê nee, ons glo dit nie meer. Ja. Hulle het gesê, ons gaan julle doodmaak. Tot die dood toe, ja. En hulle het gesê, doen dit, want ons kan nie, ons het dit met ons eie oë gesien. So daai feite wat hy opnoem, die beste verduideliking van die feite is dat Jesus uit die dood wees. Dis intendeel, ek dink dis die enigste verduideliking van daai feite, is dat Jesus uit die dood uit opgestaan. Ja. Dit is iets wat ons nie kan omsingel nie, die bewyse daarvoor is net overwhelming. Pastor, ek dink om van die gedagte af weg te beweeg dat dis 'n feit. Jy kan dit dalk in die kringe waar daar gespekuleer word of mense nie bereid is om die huiswerk te gaan doen en te gaan ondersoek nie, of jy weet, om 'n kampvuur waar jy weet goed uit duim uitgesuig word of ge-YouTube word, wat ook al, jy weet, daar kan dit dalk bespiegel word. Maar die overwhelming feite is dat Christus is gekruisig en hy het opgestaan. Dis 'n feit. So niemand regtig bevraagteken dit wat die feite ondersoek nie. En ons weet dit. So om net daarvan af weg te beweeg, ons weet dit, dis vasgemaak, dit het gebeur, is geskiedkundig. Dis hoekom dit vandag nog gevier word. Maar geestelik. Nee, geestelik, want dis een ding om te sê ek weet dit het gebeur, maar geestelik. Wat beteken die kruisdood? Nie die opstanding, die kruisdood. Geestelik, wat beteken die kruisdood vir 'n sondaar? Ja, wel, jy het dit genoem, die loon van die sonde is die dood. Ja. Die geestelike betekenis en die significance van die kruisdood, en as jy stil sit en jy kontempleer hierdie goed, dan is dit baie maklik om baie emosioneel te raak. Dis maklik om bewoord te word, want die implikasie van dit is, wat Jesus kom doen het, Kolossense sê dit, hy het die skuldbewys, wat teen jou was, teen die kruis gespyker, en hy het jou sonde weggeneem. Ons het dit nou gesê, hy het jou sonde weggeneem, hy het jou vergewe. Jy, volgens hierdie wêreld is jy bad, jy het nie goed genoeg nie. Maar wanneer God na jou kyk, dan sien hy jou soos wat hy vir Christus sien. En dis belangrik, jy het laasweek, dis eintlik so mooi oploop gewees na die naweek toe, jy het laasweek gepraat oor Barabbas. Jy het laasweek gepraat oor Barabbas, en dis wat Christus vir elke sondaar, ons praat nie van die Christen buite nie, want hy dink nog nie daar nie, weet dalk nie, maar dis wat Jesus vir elke sondaar daar buite. En miskien luister daar iemand vandag na hierdie podcast en hy soos, ja, maar jy weet, ek is nog nie wedergebore nie. Ek het nog nie my hart in my geloof ten volle in Jesus Christus gesit nie, want dit maak nog nie vir my sin nie, of I'm still questioning stuff. Maar Jesus het jou plek op die kruis ingeneem. Ons het laasweek, ek kan nie onthou of ons dit tydens die podcast bespreek het of na die tyd nie, maar die woord Barabbas, die naam Barabbas beteken son of the father. En as jy dan daarna kyk, is Barabbas was die seun van die aardse vader. So the son of the heavenly father came down, took the place of the sons of the earthly father to make them sons of the heavenly father. En dis my so profound, dis my mooi. Dis baie mooi. Jesus het plekke kom ruil met ons. Ek het al die illustrasie gebruik by die tieners.
Jy weet, as 'n koning, as jy voor 'n koning moet verskyn, dan jy kan nie sommer in jou civies gaan voor die koning verskyn nie. Jy weet, jy moet mooi aantrek. Jy moet, en veral in daai tyd, as jy praat van 2000 jaar terug, as jy voor 'n koning verskyn het en hy het nie approve nie, dan was jy doodgemaak. Jy weet, dit was ernstig geweest. En wat Jesus kom doen het, is hy het gesê, okay, want nou Jesus was die prins, hy was die seun van die koning geweest. Ja, the heavenly seed. Hy was royalty geweest. Yes. Ja. En wat hy kom doen het, is hy het afgekom en hy het gesê, hy sal jou geskeurde klere vat, jou sonde, sal hy vat. Hy sal dit dra. En vir jou het hy sy righteousness gegee. Hy het sy kleed gegee. Want righteousness is die kleed wat ek en jy moet dra as ons voor God wil. Yes. Ek het dit genoem, ek weet nie of dit laasweek was of 2 weke terug was nie, maar die standaard om hemel toe te gaan is perfection. Ja. Die standaard om hemel toe te gaan is righteousness. Jy moet die kleed van righteousness aan hê as jy voor God wil verskyn. Ja. En die probleem is, ons het nie daai kleed nie. Dit kan nie. Jesus het daai kleed. Ja. En hy het daai kleed vir ons gegee. En ons kleed van sonde het hy op homself geneem. Ja. En hy het die loon gaan betaal. Ja, jy het nou net gesê, wanneer die Vader na ons kyk, dan sien hy righteousness. Hy sien sy seun, omdat hy plekke geruil het. Ja. So vir 'n kort tydjie moes Christus sonde word. Ja. Aan die kruis hang, my en jou plek inneem, en dis hoekom elkeen van ons se naam op daai kruis staan. Dis eintlik jou kruis. Dit was Barabbas se kruis. Dit was sy kruis. Ek het Sondag daarna verwys dat die vraag die week, terwyl ek op my afsondering tyd met die Heilige Gees spandeer, is my vraag wat by my opkom is, wie se kruis het Simon gedra? Toe hy Jesus help sy kruis dra. Want tog het Christus ook sy kruis se plek ingeneem. Soos Barabbas se plek ingeneem is, was dit ook Simon se plek, en myne, en joune. So Simon het Jesus eintlik gehelp sy eie kruis dra, met die idee dat Jesus sê, ons moet elkeen ons kruis opneem. Hy sal dit op die kruis, jy sien, nou is ek alweer by iets anders, nou is alweer 'n stap verder vorentoe. Maar dit is so belangrik om te besef dat die kruis is jou kruis gewees. Johannes 3, waarop ons geloof gebys is, een van ons mees populairste skrifgedeelte, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Hy het ons plek kom neem. Hy het ons plek kom neem, en dit is regtig die geestelike significance van die kruisdood van Jesus. Jy weet, dit is nie net iemand wat oorlede is nie. Maar, en ek weet jy het gesê nie die opstanding nie, maar die event wat die kruisdood sal sy krag gee, is die opstanding. Dit is, jy kan nie twee van mekaar split nie. So, dit is hoekom ek sê, as jy sit en jy dink aan die skuldbewys wat teen jou was, en die feit dat Christus dit weggevat het, en nie in ruil vir iets nie. Al wat hy soek is, hy soek jou geloof, hy soek jou hart, dis wat hy soek. Hy wil nie, jy moet, jy weet, daar's nie ietsie, daar no strings attached, jy weet, hy doen dit uit liefde uit, hy doen dit uit sy vrye wil uit. Is maklik om te sit en bewoord te word, as gevolg daarvan, want jy besef wat Christus vir jou gedoen het. Jou sonde, jou skuld. Dit is goed, jy gaan na 'n rigting toe, want hy het ons sonde op hom geneem, maar hy het ook ons skuld op hom geneem. En ek het ook Sondag daarna verwys, is my vrou is laasweek besig om 'n videoetjie te skiet oor die hele oploop na die kruisiging toe en dan die opstanding. En die hele videoetjie kon sy mooi vol joy gee, en dit is sommer so spontaan oor dit wat Jesus met die palms wat hulle uitgelê het, gebeur het, en alles voor die tyd, en toe het kom by die kruisiging, toe raak sy bewoog. En ek het verduidelik dat daai bewoogheid is nie guilt nie. Dis nie shame nie, want as dit skuld was, dan sou ek en jy nog steeds met die skuld moes rondloop. Dis my skuld hoekom Jesus gekruisig is. Dan het ons nog steeds die skuld gehad. Maar daai bewoog is dankbaarheid.
as jy so dankbaar is dat iemand iets vir jou gedoen het, dat jy in trane uitbars. Daar's soveel, amper ek wil sê vreugde, dis 'n mixture of emotions wat ons nie kan beskryf nie, wat maak dat jy in trane uitbars. Van dankbaarheid huil jy. En tog ervaar ek, pastor, en hoekom ek dit noem, is tog ervaar ek so baie Christene besef nie, dis een van die dinge wat Jesus gedoen het nie. Hy het die skuld ook op hom gevat. Hy wil nie hê ons moet skuldig voel daaroor nie. Hy wil hê ons moet ons skuld na hom toe bring. Hy wil hê ons moet ons sonde kom bely. Hom nie aanneem as ons redder en ons saligmaker. Dan wil hy hê moet ons in dankbaarheid weggaan en hom aanbid. Want dis wat hy vir ons kom doen het. Daar's eintlik vir my 'n mooi ding wat gebeur het in die oploop na die kruis toe, waar Jesus vir Pilatus so half in my woorde vir Pilatus sê, Pilatus, jy het nie die krag om my te kruisig. Ja. En waar Jesus eintlik dan vir hom sê, ek wil nie jy moet skuldig voel hoor. Ja. Jy het nie die krag nie. En waar Jesus daai skuld teenoor hom ook kom verwyder, dat hy sy hande in ons skuld kan gaan was. Want Jesus wil hê ons moet kan wegstap. Wat is die impak wat guilt, en dis 'n vraag vir jou, wat is die impak wat guilt en shame het op verhoudings? Ja, wel, toe ek klein was, in my ouers huis, en ek het iets verkeerd gedoen, en ek weet ek het iets verkeerd gedoen, en ek het skuldig gevoel, het dit my gekeer om na my ouers toe te gaan, my gekeer om na my pa toe te gaan, my gekeer om na my ma toe te gaan. Wanneer ons skuldig voel, dan stop dit ons, dit keer ons dit hou ons van God af weg. Yes. Die vyand gebruik skuld om ons, dis soos Adam en Eva. Jy weet, toe Adam en Eva in die tuin van Eden was, en hulle in die sondeval gebeur, toe God in die tuin instap, toe kruip hulle weg. Dis wat skuld doen. Skuld hou jou van God af weg. Ja. Dis wat dit doen. En dit laat jou self, dit breek jou af van binnekant. Ja, dit laat jou twyfel in die verhouding. Daar het nog niks gebeur nie, behalwe dit wat plaas die daad wat vir ons gevind het, maar die skuld, hoeveel keer loop ons as jy weet, per ongeluk of iets teen iemand anders gedoen, dan loop jy rond met gedagtes, hierdie ou dink seker nou dit van my, hierdie ou dit, jy weet, ek het Sondag daarna verwys, as jou foon lui en jy skuld die persoon geld wat jou bel. Wat gebeur? Jy antwoord nie jou foon nie, jy antwoord nie, of jy skuld iemand om verskoning. Iets het gebeur, daar was al corrections en daai ou bel jou en jy voel skuldig. Jy antwoord nie die foon nie. Jy doen nie, want jy voel skuldig en dalk bel die ou jou om vir jou te sê, hey, dis fine. Dis fine. Ek het net so groot aandeel, of ek vergewe jou. Jy weet, kom ons gaan aan, en dis eintlik amper al wat Jesus gedoen het, is aan die kruis het hy ons skuld ook op hom geneem en sê hy, ek wil nie hom skuldig voel hoor nie. As jy my aanneem as jou redder en saligmaker, dan beteken dit, jy kom ons nou met 'n skuldgevoel na my toe. Jy kom bely jou skuld, jou sonde aan my, en nou wil ek die skuld ook verwyder. Ek wil jou vrymaak, losmaak, sodat die verhouding herstel kan word, en die verhouding weer perfect kan wees, want dis, ultimately is dit nie hoekom ons doen wat ons doen. Die woord sê dat die woord sê dat God ons sondes vergewe, en dan sê hy sal nooit weer aan ons sondes dink nie. En dit is presies dit wat jy sê, as iemand iets teen jou doen en jy sê ek vergewe jou, maar ek gaan nie vergeet nie, dan is die skuld mos nog daar. Jy weet, jy wil hê die persoon moet nog skuldig voel oor dit. Anders hoekom sê jy dit? So, dis glad nie hoe die vaderhart is. Die vaderhart, kyk, Dawid was 'n man na God se hart gewees. En Dawid het 'n verskriklike bad ding gedoen. Jy weet, toe hy Bathsheba sien op die dakpad. En jy weet, met die hele storie laat hy haar man doodgemaak word en goed. En die profeet Nathan kom konfronteer hom, en sy reaksie was dit wat hy in Psalm 51 geskryf het. Hy het direk daarna na God toe gegaan en bely, maar hy het nie 'n skuldgevoel gedra nie. Jy weet, hy het gegaan, hy het dit bely en hy het aangegaan. Nadat hy dit bely het, het hy aangegaan.
skuld hou ons terug daarvan. Ja. Skuld, jy bely nie jou sonde as jy skuldig voel nie, want jy gaan nie na die persoon toe om dit te bely in eerste plek. En jy kan nie vrykom nie. Ja. Ek dink die verhouding kan nie herstel nie, dis die belangrike. Terug na die geestelike gedeelte daarvan is, die Satan is die accuser of the brethren. En sy main aim is om die verhouding te breek, ja. En die disippels se main aim was om 'n boodskap van reconciliation te preek. So die hele Nuwe Testament, die gospel gaan oor 'n verhouding wat herstel word. En die hele Nuwe Testament sien ons by die aim van die vyand is om die verhouding te breek. So hy wil die verhouding breek. En Paulus sê, but we are entrusted with the gospel of reconciliation. God wil die verhouding herstel. So tensy jy nie besef, die openbaring het dat Christus die sonde neem, en die skuldgevoel neem nie, gaan die reconciliation nie completely plaasvind nie, want die vyand gaan jou constant accuse van dit wat al gebeur het. Pastor, hoe bring dit ons dan by die vraag, wat vir Paulus ook gevra is, of wat Paulus vra, is maar, dan beteken dit, Christus vat jy my sonde weg, en hy vat my skuldgevoel, dan kan ek sondig. Ja, want as ek nie skuldig hoef te voel nie, en my sonde is nie op my nie, dan kan ek mos net gaan en sondig en maak wat ek wil. Ja, ek dink, jy weet, dis ek gebruik Paulus se logika hierso, is hoe kan jy teruggaan na die ding toe, hoe kan jy teruggaan na die goed toe waarvan jy reeds dood is, jy weet teen dit. Paulus vra presies dieselfde vraag in Romeine 5. Of in Romeine 5 dan sê hy, die wet is gegee sodat die sonde vermeerder, en waar die sonde vermeerder, ons het laas week hieroor gepraat, en dis presies dit, is, jy kan nie die evangelie, die kruisdood van Jesus gebruik as 'n verskoning om te sondig nie. Jy gruwel die Heilige Gees as jy dit doen. Dit is nie dis nie advisable om dit te doen. Christus wil hê jy moet vry wees daarvan. Christus wil hê jy moet vry wees van die sonde, want kom ons wees eerlik, ons is vry van die sonde, ons is vry van die skuld van sonde. Maar sonde het nog steeds 'n effek op ons lewens. Jy weet, daar's nog steeds goed wat in hierdie wêreld gebeur wanneer ons sondig. Daar's nog steeds verhoudinge in hierdie wêreld wat seer kry. En Christus wil hê ons wil vry wees daarvan. Jy weet, hy wil hê ons moet vry wees van die konsekwensies van sonde hier. En as jy gaan sondig, is dit nie die geval nie. Ek dink mense wat so redeneer weet nie wat die natuur van sonde is nie. Ek gebruik die voorbeeld as ek praat met iemand oor sonde, en dan sê ek, okay, sonde, as ons lees in die woord, sonde is, die loon van sonde is die dood. Ons het dit 'n paar keer genoem. So sonde maak dood. Nee, dit maak jou dood van binnekant af. Dit maak jou gees dood, dit maak en dan ultimately maak dit jou fisies ook dood. En dan het lei na die ewige dood. So dis dood, nee? En dan sê ek, okay, die God haat sonde, ons kan dit verstaan, maar as sonde dood maak, kom ons vergelyk dit met ietsie soos kanker. Jy weet, want kanker maak jou ook van binnekant af dood. As iemand wat jy lief het kanker het, jy gaan daai kanker binne in hulle gaan jy haat. Jy weet, jy gaan dit haat. Yes, exactly. Hoe liewer jy die persoon het, hoe meer gaan jy die kanker haat. En dit is presies so met God, is hy haat sonde. Nie omdat, jy weet, hy op die troon wil sit en vir jou sê, jy moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, en hy wil jou nou beheer. Nie om daai rede nie, hy haat sonde, want die effek wat sonde het op 'n persoon is dood. En hy wil hê jy moet lewe, en lewe in oorvloed hê. Dit is wat sy wil. Sonder dit. Jy kan dit nie hê sonder dit. Pastor, ek dink dis wat mooi het na Dawid verwys. Toe Dawid hierdie ding gedoen het, en hy teen Betseba gesondig, hy teen haar man gesondig, toe Nathan met hom praat en vir hom verduidelik wat hy gedoen het, toe sê hy, ek is skuldig, ek het teen God gesondig. En dis om te besef dat jou sonde is ultimately teen God. Dis nie teen 'n mens nie. Ek kan jou sleg sê hier, maar dan sondig ek teen God. Nee, dit is om daai revelation te hê, want hoekom is dit teen God? Want Jesus hang aan die kruis.
En dis daai sonde wat hom op die kruis sit. Dit is om die openbaring te kry. Dit is wat jy verduidelik, is om die openbaring te kry. Ek sê as dit so reël kan wees dat ons die bloed kan ruik, die pyn kan hoor, dit kan fisies beleef, en jy vir 'n oomblik daai openbaring kan hê, dit is my sonde, dis my verslawing, my dingetjie wat ek agtertoe deur dit doen, dis my swak keuse, dis myne wat nou Christus teen die kruis vasslaan. Ja. En daai openbaring kan hê by die voete van die kruis. As jy, en ek noem dit 'n openbaring, want 'n openbaring is nie net wysheid en kennis nie. 'n Openbaring is iets wat jy besef en dit change jou lewe radikaal vir altyd. Jy kan nie weer teruggaan nie, dit is wat dit is. As jy daai openbaring het van die konsekwensies van sin en wat dit op Christus het, dan kan jy nie meer met vrymoedigheid rondloop en sondig. Jy kan nie. En as jy doen, dan question ek of jy die openbaring het daarvan. Is dit nie? Jy verwys na die en dis 'n great verwysing na wat sy impak het vandag nog het in ons lewens. En dis hoekom die Here nie wil hê ons moet dit aanhou doen nie. Dit het 'n massive impak. En ons is nie gevry waarvan die konsekwensies nie. En daar's twee redes hoekom die Here, en as ek al by jou kan aansluit, nie wil hy ons moet sondig nie. Die een is dit belemmer sy perfekte plan vir jou lewe as kind van hom, en dit belemmer die perfekte plan van God vir iemand anders se lewe, want daar het impak. Maar wanneer ons terugkom na die kruisiging toe, my oortuiging is dat as jy die openbaring het van die dood, die pyn, die seer wat jou sonde Christus gekos het, en jy besef Jesus, en jy het dit, en jy besef dit, dan sal jy nooit weer wil sondig. Jy gaan dit haat. Jy gaan dit haat wat jy gedoen het. En dan net wat God amazing maak, is hy sê, okay, ek vat nou hierdie sonde, en ek vat jou skuld. Ek wil nie jy moet so bly voel nie. Want dis nodig. Ek bly jy verstaan dit nou. Ek vat dit weg. Maar ek dink net voor Jesus dit wegvat, moet die persoon dit verstaan. Hy moet net vir 'n oomblik stil staan en besef, wow, dit is grootendeels myne. En hy vat dit weg, en hy maak my daarvan vry. En dan is daai openbaring dan gaan ons aan. Dan lewe jy in oorvloed, dan lewe jy in vryheid, soos jy sê, dan lewe jy nie meer in hierdie konsekwensies nie. Want ons wil nie meer nie. Dis nie dat ons nie meer moet sondig nie. Ons wil nie meer sondig nie. Ons haat dit. Pastor, dit gebeur dat mense nog steeds fouteer. Wanneer gaan ons vry wees van hierdie sondige natuur, sondige mens? Wanneer gaan ons los wees daarvan? Die proses van heiligmaking is 'n proses wat ons al ook oor gechat het in hierdie podcast episodes. Ek dink hierdie is 'n goeie tyd net om te sê, ons het ander podcast episodes, en as julle wonder waarvan ons praat, gaan luister na daardie episodes. Maar die proses van heiligmaking gaan gebeur tot en met die dag wat ons sterf. Jy gaan nog steeds die effek van sonde voel tot die dag wat jy sterf, want ons bly nog steeds in 'n gebroke wêreld. Ons het die righteousness van Christus ontvang, maar ons is nog steeds in hierdie proses van heiligmaking. We are still in this process of being made perfect. So daar gaan nie 'n dag wees wat jy ewe skielik net ophou sondig. Maar dit gaan verminder. Dit gaan die severity daarvan en die hoeveelheid daarvan gaan verminder. En dit is die belangrike ding om na te kyk. Die belangrike ding is, as jy sondig, moet jy nie weer eens daai skuldgevoel. Jy moenie toelaat dat die skuldgevoel jou weghou van die kruis nie. Want hoe verder jy wegbeweeg van die kruis af, hoe meer sondig jy. Hoe nader jy beweeg aan Christus, hoe minder sondig jy. Repent and be cleansed. Dis hy. Repent and be cleansed. Ek het op 'n stadium gepreek oor 'n perfection. En jy het nou genoem van perfection. Be perfect for he is perfect. En perfection is 'n oomblik. Jy repent en jy's perfect. God sees you sinless because you come to him. Maar as jy wegbeweeg, dan bly jy in jou sonde, en dis die gevaar van sonde. Dan bly sonde, die vlek van sonde op jou, omdat jy dit toelaat om op jou te bly. But just come to him and repent. Kom na die Here toe, soek sy aangesig, kom na die kruis toe, besef wat vir jou gedoen is, want God se genade is elke dag daar. Elke dag, hy's bereid, hy sien jou vlekkeloos, maar jy moet na hom toe nader na God, en hy sal jou toe nader, sonder om die res van die gesprek rondom heiligheid, want dit is 'n ding wat ons elke dag oor kan praat, maar
Pastor, vir my is dit, as jy aanhou sondig, as jy sê jy was by die kruis, en jy sê die openbaring, en jy hou aan sondig, sonder om te besef, dat dis nie reg nie, jy kan nie aanhou daarmee nie, dan betwyfel ek of jy regtig 'n openbaring het van die kruis. As jy by die kruis was en jy het 'n openbaring, gaan jy gaan dit voel, as jy dan sondig, jy gaan nie kan rondloop, en net aanhou sondig, willekeurig bly sondig nie. Hebreërs 10 skryf die skrywer van Hebreërs hierdie aan die gemeente, aan die Christelike gemeente, aan die kerk, aan ons, en hy sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, en ek dink hy verwys hier na die kruis, die volheid daarvan ontvang het, bly daar vir ons geen offer vir ons sondes meer oor nie. Niemand gaan weer kom gekruisig word nie. Jy weet, dis die offer, maar 'n verskriklike verwagting van die oordeel en die vuurgloed wat die teenstanders sal verteer. Belangrik om te besef dat ons kan nie rondloop met 'n gesindheid van nou kan ons maar net sondig. Is ons is mens en ons gaan heiligmaking beleef. Daar's 'n tyd in my lewe waar ek gedink het, okay, die Here het my nou heilig gemaak, ek skoon, ek sal nou nooit weer sondig nie. Tot ek besef het, my heiligmaking is 'n proses, maar ek is nie vandag waar ek was 'n jaar terug nie. En waar ek nou sit hier, moet ek vir jou sê, daar's geen sonde waarvan ek bewus is in my lewe op hierdie stadium nie, maar nou, dan gaan die Heilige Gees vir my sê, okay, dis nou weer tyd, om hier aan te werk, jy weet, en dan besef ek, wow, ek het nie geweet dis 'n probleem, ek het nie, dit is, maar dis part of dis deel van die heiligmakingsproses, elke keer iets wat die Heilige Gees aan wil werk, en ons meer soos Christus laat lyk. Iemand, 'n teoloog het dit gesê, ek kan nie onthou wie dit gesê nie, maar die teoloog het gesê, as jy 'n openbaring kry van die goedheid van God, dan gaan jy 'n openbaring kry van die sonde in jou lewe. En dis 'n goeie ding. Jy weet, ek dink dis 'n goeie ding, want daar is sonde in my lewe, en daar's sonde in jou lewe, daar's sonde in almal se lewe, wat ons nie van bewus is. En selfs daai sonde gaan geopenbaar word. Omdat God 'n goeie God is. Omdat hy 'n goeie God is. En die beste vir jou wil hê. En net die beste vir jou wil hê. En die Heilige Gees gaan dan daaraan werk. In hierdie proses van heiligmaking. Pastor, ons tyd is so te sê op die opstanding. Ons het gesê, dis belangrik, geskiedkundig is dit belangrik, dit was belangrik om Jesus se bediening te bevestig, hy het dit gesê, die Fariseërs het dit geweet, dit was belangrik, die wag wat aangestel was 'n kragtige wag, die graf is verseël, alles, en tog die ooggetuienis dit gesien en alles, maar geestelik, die kruis beteken hierdie goed vir ons weet dit, maar geestelik, wat beteken die opstanding vir my hier? Romeine 1 sê dat die opstanding is die verklaring, die kragtige verklaring van die Heilige Gees, dat hy die Seun van God is. Dat hy is wie hy gesê het hy was. En dit praat van die oorwinning. Dit praat van die oorwinning oor die sonde, dit praat van die oorwinning oor die dood selfs. Jy weet, die loon van die sonde is die dood. En verlang het mense gedink die dood is die einde. En Jesus het gekom en die dood oorwin. En die dood is oorwin. Ons hoef nie meer te vrees nie. Daar's nie meer 'n vrees gekoppel aan die dood nie, want Jesus het opgestaan. Daar is iets meer as dit. En ek dink geestelik gee dit die mens net hoop. Jy weet, dit gee mens hoop. Ek dink aan sy disippels. Jy weet, as jy jouself in Jesus se voete sit, in sy disippels se voete sit, skus, en hierdie persoon word nou gekruisig, en jy het gedink hierdie persoon is die Messias. Jy het gedink hierdie persoon gaan jy weet, die Romeine kom veg, en die koninkryk weer bevestig, en dan gaan hy dood. Jy praat nou van die stil Saterdag, en ons weet nie presies wat gebeur het nie, maar ek kan imagine dat die disippels by mekaar gekom het en stories gedeel het van, jy weet, kan nie onthou hoe Jesus dit gedoen het en dit gedoen het. Maar daar was 'n sombernis daarvan, want nou is hy weg. Maar die opstanding kom. En sê nee, die dood gaan nie die laaste sê nie. Paulus kom in 1 Korintiërs 15 dan vra hy die vraag, dood, waar is jou angel?
waar is jou krag? Ja. Daar is nie meer krag in die dood nie. Daar is nie meer krag aan die loon van sonde nie. Vir ons wat in Christus is daar 'n hoopvolle toekoms. Yes. Want hy het opgestaan Ja. uit die dood. En dit praat van soveel krag. Jy het nou 'n paar keer, dit praat van soveel krag, soveel autoriteit om die grafsteen weg te rol is vir ons 'n groot ding, maar daar's so grotere dinge as dit wat daar plaasgevind het. En dan, omdat Jesus leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy die dood oorwin het, kan ek ook nou die dood oorwin, hè? Dit is hoe dit persoonlik raak is. Omdat hy my sonde wat vir my dikwels te erg is en te groot is om te oorkom. Dink aan watter verslawing ook. Omdat daai ding my onderkry, beteken, en ons kyk na Christus en ons sien wat dit het hom nie onder gekry nie en hy het opgestaan en dit oorwin, beteken dit hoef my ook nie meer onder te kry nie. Dit beteken ons hoop, ons beteken ons krag, beteken, jy het nou gesê oorwinning, die opstanding praat van oorwinning op oorwinning, dit beteken verhoudings, as jou verhouding, jou huwelik dalk op die rotse is en jy voel, daar's geen hoop nie, daar's hoop want Jesus het opgestaan. As jy dalk met 'n verslawing sukkel, wat hierna luister, daar's hoop want Jesus het opgestaan. As hy nie opgestaan het nie, was daar nie hoop nie, daar was nie krag nie, beteken dit kan oorwin word. Enige verslawing, enige huwelik kan herstel word, enige siekte kan oorwin word, enige ding kan oorwin word, omdat Christus die dood oorwin het. Hy is die naam bo elke naam, hy het getriomfeer oor al sy vyande, en is almal onder sy voete geplaas. Pastor, ons gaan nou na die seisoen ingaan, maar wat is dit? Ek wil nie sê die ding nie, maar wat is die ding wat vir ons daai krag gee? Ons het nou gepraat oor by die kruis, los jou sonde by die kruis, los jou skuld by die kruis en lewe sonder sonde vir nou, jy weet, laat jy heiliger word en alles. Wat is dit wat ons dan die krag gee? Handelinge 1 vers 8 sê Jesus vir sy disippels, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, om uit te gaan, om my getuies te wees, in Jerusalem en Judea en tot die uiterhoeke van die wêreld. Die ding wat ons krag gee, die Heilige Gees, wat binne in ons bly. Ek het nou die skrif geparaphrase in Romeine 1, maar Romeine 1 sê dit is die verklaring van die Heilige Gees. Die kragtige verklaring van die Heilige Gees, die opstanding, dat Jesus die Seun van God is. Dis deur die krag van die Heilige Gees wat Jesus uit die dood het opgestaan. En dit is daai krag wat in ons bly. Die woord sê dis dieselfde krag. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat in ons bly. En dan sê die skrif, en ons gaan baie in die volgende paar weke daaroor praat, ons gaan praat oor die Heilige Gees, onthou die Heilige Gees. Dieselfde Gees wat in Christus was, leef nou in ons. Dieselfde Gees wat oor die water beweeg het in die begin toe dit 'n gemors was, dit was rof, dit was deurmekaar en lewe gebring het, bring ook nou lewe in ons lewens. Dieselfde Gees en die belofte van die Heilige Gees is dit wat ons krag gee. Soos ons verwys, was dit nie vir die kruis nie, was ons nie vry nie, was dit nie vir die opstanding nie, is die kruis nie bevestig nie. So gaan ons dan nou die volgende paar weke praat oor die belofte van die Heilige Gees, want was dit nie vir die uitstorting van die Heilige Gees nie, het hierdie dinge vir ons as mens nie krag gegee nie, het ons nie die krag gehad om wel die dood dan nou te oorkom in ons eie lewens nie, en in die volheid te lewe van die belofte van die oorwinning wat Christus gehad het nie. Dis sy Gees. En wanneer ons dan sê, die lewe sonder sonde, dan bedoel ons dit deur en in die Heilige Gees. Laat die Gees van God in jou leef. As jy nie in 'n verhouding met die Gees van God staan nie, gaan jy nie oorwinning in jou lewe beleef nie. Dis in en deur die Heilige Gees. Op ons eie, pastor, is ons net mens. Die lewe kom eers, en as ons kan teruggaan na Genesis toe God die asem, die ruach, die Gees in die mense geblaas het, daar eers lewe gekom. Ek en jy oorwin eers die dood, wanneer die Gees van God werklik in ons lewens begin werk. Amen. Mag hierdie podcast julle regtig seën in hierdie tyd. Pastor het dit genoem, dit is die belangrikste naweek in ons Christelike kalender, en die rede daarvoor is nie net omdat dit 'n geskiedkundige event is wat gebeur het nie, maar omdat die spiritual significance
nog steeds gevoel kan word. 2000 jaar later is dit nie special nie. Sure. Hoe die krag van dit nog steeds homself uitspeel. Ja. So mag dit julle seën in hierdie paastyd wat nou verby is en ons kyk nou met opgewondenheid na Hemelvaart en na Pinkster. Die volgende een is dan daarna wat nou gaan oor die Heilige Gees en alles wat daarmee gepaard gaan. Ek sien so uit en mag hierdie podcast julle regtig seën, elke een van julle wat luister. En ons sê dit elke week, maar stuur dit vir iemand. Dit kan dalk net iemand regtig bless in 'n tyd wat dit moeilik gaan. Iemand wat dalk sit met skuldgevoel, iemand wat dalk sit met die juk van sonde wat nog steeds op hulle is. Dit mag dalk net die Here mag dalk net hierdie podcast gebruik om iemand vry te maak. En hy kan jou gebruik deur om dit te like, deur om dit te share met jou vriende, met jou familie. So ja, ons vra dit van julle kant af. Baie dankie vir elkeen wat julle tyd opgee om te luister. Pastor, dankie dat jy jou tyd opgee om saam met my te gesels. Dit was 'n baie lekker gesprek geweest. Mag ons almal geseënd wees. Amen.